Betsy en Dennis boer met blomme. Hulle besluit om bietjie buite te ontspan, agter op die bakkie. Bets neem vir Ben Beer saam. Betsy en Dennis is baie dankbaar oor hulle pragtige blomme. Hulle gee sommer 'n thumbs up vir mekaar van opgewondenheid. Bets sit vir Ben Beer op hulle hande neer, sonder om baie goed na te dink. Boem! Daar val Ben Beer van die bakkie, tot op die grond. 'n Swerm bye word bitterkwaad vir die lawaai en besluit om dadelik te kom ondersoek instel. Die koningin-by is so briesend vir Ben Beer dat sy hom op sy been steek. "Eina!" skree Ben Beer. Ben Beer skrik homself boeglam toe hy sien hoeveel besering sy opgedoen het. Hy besluit om so vinnig soos wat hy kan te gaan hulp soek. Ben Beer gaan sit in sak en as in die blommeveld. Dit voel vir hom of hy al dae aan loop om hulp te soek. Hy kry bitterkoud. Brrr, bewe Ben Beer. Ben Beer beland by 'n dreunende waterstroompie. "Hier gaan ek 'n bietjie rus," dink Ben Beer. Hy hoor 'n harde brulgeluid en loer na sy linkerkant toe. "Ek sal nou my bene stompies hardloop," gil Ben Beer toe hy 'n luiperd sien beweeg om die draai. Ben Beer duik deur al die blomme in die veld. Hy is so dapper. Hy gaan sit so rukkie om sy asem terug te kry. "Sjoe, maar hierdie bossie blomme ruik baie lekker. Ek gaan dit vir my mamma gee as ek al kan opspoor." "Waarvoor is jy so bitter hartseer?" hoor Ben Beer iemand vra. Dit is Donkie. Hy is altyd baie bekommerd oor al die ander diere. "Byt net vas, Ben Beer. As jy oor daardie volgende heining klim, is jy amper by jou bestemming." Ben Beer klim blitsig oor die heining. Hy is al rasend honger en wens hy kan by sy mamma en pappa wees. Selfs Bets en Dennis sal ook doen. Hy sal hulle vergewe. Dit was mos nie hulle fout dat hy tussen hulle duime beland het en afgeval het nie. Hy sal vir hulle moet wys hoe om 'n oordentlike thumbs up te doen, dink hy by homself. Hy besluit om nog een ding te probeer. Hy gaan sit op die bakstene en vra vir almal wat verbykom om hulp. 'n Baas-spelerige brak blaf in sy ore. "Stap net tot by die bloemiste verby, dan by die bakker en daar op die groot stomp sal jy jou benoude familie kry. Hulle soek al oral vir jou. Is baie bekommerd oor jou, Ben Beer." Blaf wagter. So waar, daar op die stomp sit Ben Beer se ouers, kierts regop van bekommernis. "Ben!" skreeu sy mamma. "Ons is so dankbaar ons het jou gekry. Kom ons gaan dadelik na Bets en Dennis toe. Hulle is al blou van bekommernis. Hulle gaan so verlig wees." Papa Beer en Mamma Beer gaan vertel vir Bets en Dennis die briljante nuus. Hulle is oorstelp van vreugde. "Daar is net een ding wat Ben nou begeer," sê Papa Beer. "'n sagte bed en baie slaap." Sê Bets. En om vir ons te leer hoe om 'n oordentlike thumbs up te doen. Ben Beer kom sit op Bets se skoot.
Kyk Bets, as julle weer wil hê, ek moet op julle vingers sit, moet julle so thumbs up. Duime na buite, vuiste na binne. Lag Ben. Ben Beer is bootheid. Hy gaan lê op die bed. Kyk julle. Kan julle my sien so tussendeur julle duime? En daar raak Ben Beer aan die slaap op die bed. Hier is die b-klank en die d-klank. Kan julle sien wat 'n verskriklike ramp dit kan veroorsaak as mens die b en die d-klank verkeerd skryf? Ai Ben Beer, jy is die een wat die beste sal weet. Maats, nou weet julle hoe om die b en die d-klank altyd reg te skryf. Ek sien julle in die volgende video hier op ons Pleasant Memories Education kindervideo YouTube kanaal. Totsiens maats!